ons bid vir u grote seëning op die diens en op almal wat hier is geworden. In die naam van onze Heer Jesus Christus. Amen. Amen. Daar sê, Kobus, wie is met die afkondigings? Ja, goeiemôre almal van julle. Môre Kobus. Lekker dat jy maar vol warm liefde van Jesus hier binne, né? Amen. Amen. Ons het net so 'n paar afkondigings, pastoor jy met papiertjies. Maar nou ja, julle eerstens, ek gaan net sê brul heen, want myne lê daar agter. Die uitnodiging van die bejaardes, almal 60 jaar en ouer, wat uitgenooi is vir donderdag die 26ste Junie, om by die VGK Kerk se saaltjie by mekaar te kom vir die registrasie van daai NPO soos hulle dit noem, non-profit organisation. Pastoor, is te veel Engels. Yes. Maar in elk geval, hulle nooi almal 60 jaar en ouer om daar te gaan bywoon, want hulle is mos nou besig om so 'n bejaarde klub te stig. So ek wou nou daar gaan op kom, gelukkig is ons almal wat hier is nog onder 60. Amen. So glo nie vir ons gaan dit maak nie. Ek weet nie so, maar is reg. Nou ja, die volgende is wat ek net onder julle aandag wil bring, is die mannekamp. Julie. Augustus. 1 tot 3 Augustus is die mannekamp. Daar is nog plek vir julle manne om te gaan. Die van julle wat nie wil gaan nie, ons gaan wel vuur maak onder julle, dat julle wel sal gaan. Dan ons ledelys, ons het 'n ledelys. Nou, almal wat die kerk besoek en wat 'n lid van die kerk wil word, vul tog asseblief vir ons die dokument in daar agter en dan gee dit net in daar. Ek verstaan deesdae is my kantoor daar by die kantoor daar agter. Dan sal ons julle naam op die lysie sit. En dan die plaasmark. Die plaasmark is nou hierdie naweek wat kom en hulle het gevra, ek moet tog vir julle vra dat julle met Kabous sal praat. Kabous is nou die jonger Kabous daar agter. Laat julle met hom sal praat vir julle tafel, vir 'n plekkie, vir al daai goedjies. Die tafels of die plek is gratis, jy hoef nie te betaal vir jou tafel nie, maar Kobus moet organisasie doen om die tafels oral in te kry. So, en hy het aan my oorgefluister, daar is plek nog vir 100 tafels, so asseblief. Julle kan maar, asseblief. Ek weet daar's klomp Jeffels wat nou al gemaak is vir, ek weet nie hoe lank al terug nie, wat aan 'n vrieskas lê en gewag om geëet te word. Afvalle, dankie Magda. Nou, daar is afval, baie mense afval bestel en gevra, kan ons nie eerder 'n bietjie afval eet in plaas van braaivleis nie. So, die jong man hier voor wat lyk soos Kersvader. Hy is baie lief vir afval en net soos dit ek en ou Piet ook. Ons baie lief vir afval, so daar is iets van alles. So kom besoek tog die plaasmark asseblief. En die van julle wat 'n stalletjie wil opsit, kom sit hom op. Nou die finansies wat daar gemaak word, gaan van jou sak. Mits jy sê, ek gee my gedeelte aan die kerk af. So, laat dit so wees. Maar ieder en elk van julle is welkom. En so ja, dan is dit, vlyt my stories uit. Die voorsangers, julle kan maar vorentoe kom, Babie. Jy kan ook maar kom asseblief van daai. Ons het jou verlang. Kom miskien vir Babie aan dan. Nou, waar is dit?
Vicky is nog klank kry daar. Dankie. Alright, die laaste ding wat ek nou wil sê voor ons gaan sing, dit gaan wees Jeremia 29, 11 tot 13. Dit is wat ek nou vanmôre vir elke een van julle wat hier is gee. So, gedurende die diens, luister na pastoor se woord, maar na dit gaan ons besoek daai stukkie in die Bybel. En dit is vir elke een van julle. Amen. Ek het my stemme lofsang tot die naam. Ek het my hart aan die Heersalke sang. Kom vul my hart, Heer Jesus, doen dit nou, sodat my lippe tralie kan verleer. Dan sing ek Halleluja, Halleluja, lof ek Here aan die naam. Dan sing ek Halleluja, Halleluja, lof ek Here aan die naam. Ek geef my stemme lofsang tot die naam. Ek geef my hart aan die Heersalke sang. Kom vul my hart, Heer Jesus, doen dit nou, sodat my lippe tralie kan verleer. Dan sing ek Halleluja, Halleluja, lof ek Here aan die naam. Dan sing ek Halleluja, Halleluja, lof ek Here aan die naam. Trouw, Heer Jesus, hou my trouw. Hou my trouw, Heer Jesus, hou my trouw. Daar's 'n stryd wat ek moet stry, daar's oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag, hou my trouw. Hou my trouw, Heer Jesus, hou my trouw. Hou my trouw, Heer Jesus, hou my trouw. Daar's 'n stryd wat ek moet stry, daar's oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag, hou my trouw. Hou my trouw, Heer Jesus, hou my trouw. Hou my trouw, Heer Jesus, hou my trouw. Daar's 'n stryd wat ek moet stry, daar's oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag, hou my trouw. Ek hoop julle is nou opgewarm en die stem is bietjie los. Kom ons besing die lof van Jesus. Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Lord, make this a symphony of worship. We lift up our hands in your name. Lord, make us a symphony of worship. We lift up our hands in
your name. We'll sing you a love song of worship. We lift up our hands in your name. Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Lord, make us a symphony of worship. I lift up our hands in your name. Lord, make us a symphony of worship. We lift up our hands in your name. We'll sing you a love song of worship. We lift up our hands in your name. We'll sing you a love song of worship. We lift up our hands in your name. Voordat ons die volgende liedjie sing, wil ek net vra die Here. Die Here is so besig in hierdie gemeente, maar so ook net so besig in Port Nolloth en net so besig in elkeen van ons. Ek staan vanoggend hier voor en die trane wil net loop. En ek weet dat as ons oorgee aan die Here, as ons net waarlik oorgee in ons harte vanoggend oopmaak, sal hy kom. En hy sal ons aanraak. En ons situasie en alles sal verander. Amen. Maar dit lê by ons, dat ons moet oopmaak. Ek bid, Here Jesus, my gebed vanoggend is dat U deur daai hart, daai verharde harte sal kom. Dat U sal, ek weet die woord sê, as ons klop, U sal, of as U klop, ons moet oopmaak, of wat dit ook al is, dit maak nie nou vir ons saak, Here, maar ek bid, my gebed is, Here, dat U sal aanhou klop. Hou net aan met klop, Here. En elkeen wat staan vanoggend en sê, die woord is nie vir my nie, die sang is nie vir my nie, daar's nie salwing op die sang nie, maak nie saak wat dit is nie, Here, dat U deur dit sal werk. Dis my gebed vanoggend, dat elkeen van ons net sal oopmaak, Here, sal oopmaak en U innooi. Ek loof U daarvoor in Jesus naam. Jesus. Die vreugde wat Christus bied, ervaar ek nou in my gemoed, 'n stille vrede, 'n soete vrede, wat ek vir my kan gee. Die maak my vry, vry.
van jou hart, met die volheid van jou stem, met jou hele hart. Eer God, loof hom en sê dankie wat hy elke dag vir ons voorsien en wat hy vir ons doen. Ek sal die Here loof, ek sal die Here loof, met my hele hart sal ek die loof. Ek sal die Here dien, sal die Here dien, ek sal die Here dien, sal die Here dien, met my hele hart sal ek die dien. Ek sal die Here prys, sal die Here prys, ek sal die Here prys, sal die Here prys, met my hele hart sal ek die prys. Ek sal die Here eer, sal die Here eer, ek sal die Here eer, sal die Here eer, met my hele hart sal ek die eer. Ek ken die Here lief, en die Here lief, ek ken die Here lief, en die Here lief, met my hele hart, ek het die lief. Ek ken die Here lief, en die Here lief, ek ken die Here lief, en die Here lief, met my hele hart, ek het die lief. Halleluja. Dit kom reg uit by die Here. Amen. Abba Vader, Abba Vader, wie kan lief wees soos U? Abba Vader, Abba Vader, daar is niemand soos U. Abba Vader, Abba Vader, wie kan lief wees soos U? Abba Vader, Abba Vader, daar is niemand soos U. Abba Vader, Abba Vader, wie kan lief wees soos U? Abba Vader, Abba Vader, daar is niemand soos U. Ek is Ek wil vra as ek hulle ons die volgende liedjie sing. die God van die wêreld. My kinders, moenie bekommerd wees nie. Ek weet wat aangaan. Want ek is. Amen. Dankie Here. Op julle die volgende nommertjie gaan ons haleluja sing.
En ek wil hê julle moet julle oë toemaak en al julle hart, wat in julle hart is, stort dit uit in die woordjie Halleluja. Ons gaan dit baie stadiger sing as wat ons dit normaalweg sing, sodat julle toelaat dat die Heilige Gees oorneem in julle lewe. Okay? Hallelujah.
Amen. Ons is opgewonde. Ons vertrou die Here vir groot dinge in ons lewe. En jy kan verseker wees, jy is nie per toeval hier vanmôre nie. God het 'n afspraak met elkeen van ons. En dis baie belangrik, mense, dat as ons opkom na die huis van die Here, dat ons opkom met die regte gesindheid. En dat ons 'n bietjie begin vergeet van hierdie kerkhou en al hierdie dinge. Dit het so tweedehands geraak, of tweede natuur by ons geraak om Sondags die kerk toe gaan tyd. Maar ons gaan altyd hier uit net so leeg soos wat ons ingekom het. As ons werklik mense God vertrou om ons lewens te verander. Veral in hierdie laaste tyd, mense. Dis so belangrik dat ons werklik ons harte vir die Here sal moet oopmaak. Anders gaan jy dit nie maak nie. Ons gaan dit nie maak nie, die lewe raak woes, die lewe raak baie vyandig teenoor kinders van die Here. Jy gaan dit nie maak nie. Die druk en die probleme en al hierdie goedes raak baie swaarder op ons. En die moeilikheid raak meer en omstandighede raak moeilik. So as ons nie by die Here gaan bly nie, gaan ons dit nie maak nie. So ons sal moet werklik begin oorgee vir die Here. Ons lewe oorgee en ons moet God vertrou om verandering binne in ons te begin bewerkstellig. Is dit nie waar nie? Ons kan nie so aangaan. En dit is vir my nogal, soos die mense altyd sê, 'n riem onder die hart of 'n swaar ding, kom ek sê eerder 'n swaar ding in my lewe, om te sien hoe ons maar net aanploeter. Dis my so gevaarlik, werklik so gevaarlik. Ons vereenselwig met sonde. Sonde maak nie meer saak nie. Sonde is maar so deel van ons lewe. Dis nie asof ons dit begin haat nie. Want as ons nie 'n ding haat nie, gaan dit deel van ons lewe bly raak. En ons moet sonde begin haat. Ons moet werklik sonde begin haat. Ons moenie pamperlang met hierdie goed. As ons so sit en luister en ons hoor mense se geselskap, dan praat ons so van lekkerte oor die verlede. Dis asof dit nog so smaak op jou mond los, 'n lekker smaak. Jo, ek was die en ek het dit en ek het so. Mense, ons moet werklik, man, as ons gedagtes gechange het. As ons gedagtes gechange het, dan ons begin dink die dinge wat daar bo is, man. Ja, man, dis die goed wat die mense opgewonde maak, man, om te begin dink wat God dink, man. Jo, ek wens jy kan vanmôre voel dit. Ek glo daar baie van ons wat dit voel, man. Verstaan jy, om te voel hoe die Here voel. Opgewonde, man. As God na jou kyk, dan raak hy opgewonde. Raak hy opgewonde? Dis die vraag wat jy vir jouself kan antwoord. Raak God opgewonde oor jou? Verstaan jy, want ons kan nie so in die wêreld en met die. So, en dis hoekom ek vanmôre hierdie ou stukkie, ek het daai rit, jy kan homself moet lees. Pragtig, dis 'n lang stuk. Ek wil nou nie die hele preek afstaan aan die Bybel lees. Anders doen jy niks. En jy nou weer die preek of die Bybel met my geleer. So ek lees of ek werk vanmôre of ek praat vanmôre uit rit 1. En ek praat van rit 1 tot by 22. Dit gaan nou oor Rut se skoondogters en Rut self. Dis 'n ou storie, man. As jy dit nog nie raak gelees, jy nog nooit Bybel gelees. Regtig, want dis ek een van die oudste. En as dit vroue konferensies, dan hou hulle van om vir Rut aan te bied. Want dis altyd die mooi, ja, dis my storie, hierdie preekstorie. En 'n mic nog erger. So almal ken vir Rut en jy ken die ou storieetjie en ons ken hierdie. So ek sal vir die wat nou nog nie daai stukkie raak gelees het, sal ek nou net so kortliks deurgee. Ons weet mos nou van waar Rut en haar familie, Naomi en haar familie, haar man en haar 2 seuns was in Kanaan gewees en daar het 'n hongersnood ontstaan en daar vat hulle die pad en hulle is hier af na Moab toe. En in die tyd wat hulle nou in Moab toe, haar 2 seuns, ek wil net met baie mooi luister, hier is nie sommer net 'n storieetjie nie. Ek het nie 'n storie verteller, ek is 'n ou wat 'n ding wil uitgerou. Is haar sy na seuns en dogters, 2 seuns en die pa is nou hier af Moab toe, want daar in Moab is dan nou genoeg brood. Nou ja, met die gevolg is
haar 2 seuns kry toe nou vir hulle Moabitiese vrouens. Nou Moab is afgode dorp of 'n afgode stad. Dis nie 'n plek waar God erken word nie. So haar 2 seuns gaan kry toe nou vir hulle 2 afgode dulls en hulle trou met die 2 dultjies en voordat hulle nou regtig nog kan vir hulle geniet met hulle nuwe huwelik en al hierdie wonderlike dinge, toe sterf die pa en kort voorlang toe is albei die seuns ook oorlede. So hier sit Naomi met 2 skoondogters wat Moabite is. Mense wat afgode aanbid. So nou sit sy in 'n penarie. Nou moet sy terug of sy weet nou nie wat om te doen. Want jy sien dis waar die probleme nou begin inkom. Jy sien dis ons probleem oor die algemeen. As ons mos nou eers klaar besluite gemaak het en dan kry God nou die kans, dan moet hy nou hierdie gemors herstel. Verstaan jy, want kom ons so by die begin af. Jy sien Naomi en haar hele family. Nou as ons vanmôre kyk en ons praat van Kanaan, dan praat ons van 'n land van rus. Is dit nie waar nie? Kanaan, die Here vat die klomp Israeliete en hy vat hulle daar uit Egipte uit en hy vat hulle Kanaan toe. En hy sê hier is vir jou rus, hier's vrede. Hier is jy by God, want God is in hulle teenwoordigheid hier in Kanaan. Wat is God se volk? Verstaan jy, so alles is hierso. En so die rus en die vrede is in Kanaan. En toe die oomblik toe daar nou 'n bietjie hongersnood kom, toe raadpleeg ons nie vir die Here nie. Toe dinge so 'n bietjie deur mekaar loop en bietjie skeef loop en nie meer loop soos wat ons wil hê dit moet loop nie. Toe vat ons pad, want jy sien ons as ek mooi kyk in Naomi se lewe, dan is daar 'n probleem met geloof. Het jy dit al gelees? Gaan lees 'n bietjie. Hier's 'n vrou wat almal vreeslik aanhang en met alle vroue konferensies, maar hier sê 'n vrou, sê die woord vir my, as ek hom lees, dan sê dit vir my van 'n vrou wat nie in 'n verhouding met God staan nie. Godsdienstgees. Dis wat ek hierso optel. Ek sien nie hierdie wonderlike pragtige vrou nie. Ja, op die einde van die dag is dit seker wonderlik en pragtig, maar ek sien 'n vrou en 'n gesin wat nie in 'n verhouding met God staan nie. Want as hulle op plek gewees het, jy sit in Kanaan waar rus en vrede en kalmte is, jy sit in 'n plek waar God se teenwoordigheid is, jy sit tussen die volk van God, die kinders van die Here, wat daar gepraat word oor die Here, so daar's gemeenskap met die Here, en die volgende oomblik mense, soos daar's nou hongersnood. Verstaan jy? Die vyand bring ons altyd die vreeslikste dinge. Gaan dit met jou lewe net maanskyn en rose? Jesus, ek weet nie, dan is daar groot fout met jou, want by my gaan dit regtig nie altyd maanskyn en rose, en dit gaan maar partykeer sommer woelig maak. Verstaan jy? En dis wat vir my wonderlik is, mense, weet dat as daar aanslag kom, dat ons by God moet loop raadpleeg. Here, moet ek nou my goed vat en Moab toe trek? Verstaan jy? Kom ons gaan raak 'n bietjie stil. Moet ek nou my goed vat in Moab toe? Moet ek by die afgode stad, by die plek waar afgode, waar Satan aanbid word, waar net 'n klomp sondaars is, moet ek hier gaan hulp soek? Ek sit in die land van Kanaan, ek sit in die plek van vrede en rus, ek sit tussen die volk van God, en ek sit in hierdie wonderlikheid waar die teenwoordigheid van die God is, en ek skrik, want hier's nou hongersnood, verstaan jy? Hier in my huis raak dinge 'n bietjie deur mekaar. Verstaan jy, ons kan ons vinnig, as daar 'n bietjie dinge deur mekaar raak, dan vat ons pad en ons gaan soek hulp by die mens. Verstaan jy? En die woord van die Here is vir ons so duidelik vanmôre, vervloek is jy wat op die mens vertrou. Mense, ons moet een ding vanmôre leer, ons moet leer om by God raad te gaan vra. Ons moet werklik leer, ons moet ophou om op mens, of die pastoor, of die predikant, of wat se ding,
Dis net 'n mens, hy het nie die raad vir jou nie. Hy kan dink hy het die raad, hy het nie die raad vir jou nie. As dinge in jou lewe begin skeefloop, is daar net een wat vir jou raad het, en dis ons hemelse Vader, want hy weet waarmee hy besig is in jou lewe, man. Is dit nie wonderlik nie? Jou, man, ons maak ons pad onnodig moeilik en swaar en opdraand, omdat ons nie met God gaan raadpleeg nie. Nee, ons storm uit en ons hardloop Moab toe. Yes, Moab het alles, want jy sien die Satan bied vir jou alles aan. Hy's meer as gereed om vir jou te gee. Verstaan jy mense, hier is een ding wat ons moet luister. As dinge in ons lewe skeefloop, waar gaan soek ons altyd raad? Kyk 'n bietjie, hoeveel waarser gemors is hierso. Hoeveel hierdie Henry het, wat se ding al. Al hierdie bose dinge. Ons gaan soek raad by hierdie goed. Hier in die huisgenoot, ek weet nie of hy nog daar is, soos mos sterretekens. Ons gaan soek raad by hierdie drekgode van die wêreld. En die Satan is gereed. Ek onthou daai tyd wat my ma, sy sukkel met rook, en ek sê dit met baie eerbiedende respek. Ons sukkel met baie dinge, en ek weet sy wil graag ontslae raak van hierdie rook. Maar in plaas van by God te gaan vra, Here, gee my die krag om ontslae te raak van hierdie ding. Ek sê nie, ek gee nie om wat jy maak nie, ek sê ek praat van 'n getuienis. In plaas van by God raad te gaan vra, kom daar so 'n bose gees deur Namibië, en hierdie bose gees toer met hierdie man rond in hy, en oral kan jy nou, wat is daai, wat sê ding? Hypnotiseer. Ja, hypnotiseer. Jy kan vir jou loop hypnotiseer as jy ontslaaf van die rook. Verstaan jy? Maar ons gesoek raad by hierdie bose drekgode. Verstaan jy dit? Man, dit maak my kwaad in my binnekant. Dit maak geestelik. Hoe kan ons in 'n verhouding met God staan, maar ons gaan soek raad by bose dinge? Mense, ons moet besef waarmee ons besig is, want ons speel, soos hulle sê, op die Satan se voorstoel. Verstaan jy? Wonderlik, jy kan nou daar gehypnotiseer word, en jy is daar in 'n trance, want jy sien dis mos 'n werk, en die wêreld sê vir jou, dit werk, die Satan bied vir jou aan, dit werk, Jesusie, ek is ontslaaf van die rook, halleluja, en ek is ontslaaf van dit, en ek weet nie wat so goed wat jy alles mee gesukkel, ek is ontslaaf van hierdie drekgemors, maar weet jy wat, jy het jou sielsdimensie oopgemaak, jy het jou sielsdimensie, jou denke, jou wil, en jou emosie, wat so belangrik is, mense, want dis waar die gees van die Here werk, is in jou sielsdimensie. Dis waar jou gedagtes moet verander, dis waar jou hart moet verander, jou wil moet verander. Mense, is dit nie wonderlik? Daar waar die Heilige Gees van God, dis sy woning. Ons loop maak hom oop, omdat ons wil graag ontslae raak van dit, en ons wil ontslae raak van die, maar wil jy werklik ontslae raak het van die ding? Ek vra, want op die einde van die dag, as jy wil ontslae raak van gemors, dan is daar 'n keuse. Man, daar's 'n keuse. Wie, ek het daai tyd het ek so gerook, en ek het nie met jou rookstorie, ek praat van my, vanmôre, verstaan jy maak met jou rook wat jy wil. Maar ek het gesukkel, ek het gesukkel, want, Oulijn, en ek wil die Here dien, man. Jy gaan 'n pastoor word. Ek verstaan jy, ek wil die Here dien, man. Want die Here het op my hart gelê. Die Here het op my hart gelê. Ek soek jou in die bediening. Jesusie, man, ek soek jou in die bediening. So daar's 'n begeerte in my hart, en ek weet hierdie ding staan aan my pad. Daar's iets anders wat miskien in jou pad staan. Ek weet nie, dis jou saak. Tussen jou en God. En ek staan met hierdie ding en ek sê, "Jo, Here." En die Here, ek weet, ek kan nie onthou waar dit staan nie, maar dit staan, haat wat God haat, en wees lief vir wat God lief is. En ek vat daai trek ding en ek trap hom. Ek sê, "Jy's nie my baas nie." Elke keer ek gee hom so 2 trek en dan trap ek hom en sê, "Ek haat jou." Want jy sê, daar lê krag in dit wat ons spreek. Daar's krag in wat ons spreek. En die oomblik as jy haat, dis die enigste plek waar God sê, haat hom. Dis waar God saamwerk, is by sonde. Sonde, man. Verstaan jy, so ons loop soek nie hulp by Moab nie, man. Ons loop soek ons hulp by die Here. Want jy sien, wat het dit veroorsaak? Hier kom jy in Moab, hier's alles wat jy wil hê.
die tweedehandste goed is, man. Verstaan jy wat by God is die beste? God het nie tweedehandse goed nie. Die Satan het gegee, die ou magie is gevul, maar wat het gebeur? Sy staan 3 mense die dood af. En wat is nog die ergste? Haar geestelike lewe is in die grond. Sy het nie meer vreugde nie. Dis hoekom sy daar kan staan en sê, van, ek is nie meer Naomi, die lieflike kind of lieflikheid nie. Nee, ek is nou eerder Naomi die bitterheid, Mara die bitterheid, want God het my vergeet. God het jou nie vergeet nie, man. Dis jou laksheid. Dis jy. God het nie jou vergeet nie. Moenie nou God blameer omdat jy nie in 'n verhouding gestaan het nie. Naomi, hoekom het jy nie God geken toe jou dinge skeef geloop het? In Kanaan gevra, Here, wat wil U vir my leer deur die hongersnood wat hier in my land is? Want toe die res het Kanaan skielik leeggeloop, het almal weggehardloop soos Naomi. Verstaan wat dis wat ons doen? Ons soek net die beste. Ons wil nie swaar kry nie, ons wil nie deur moeilike dinge gaan nie. Want jy sien op 'n einde van die dag leer jy niks by nie. Van my arrogantheid en my hoogmoedigheid het God my vinnig gebreek. Ek staan in die bediening. Daai tyd wat ek nog my kar afskryf het. Ek is agter op 'n bamboekar. Baie kosbare ou man. Hy het die plek voor en ek lê agter op die bakkie. Ek trek my hoed so lekker diep in my oë in dat niemand vir my moet sien. Want hy ry nog stadig, so almal kom nou verby en wie is hierdie ou wat hier lê? Verstaan jy, die Here werk wonderlik om my te verneder. Prys die Here vir verneder. Verstaan jy, want God is besig met my. Verstaan jy, God is met elkeen van jou besig in Kanaan, by die rus, in sy teenwoordigheid. Jy vlug nêrens nie, man. Jy hardloop nie na die Satan se plekke om hulp te gaan soek nie. En wie ek ry agter daai ou bamboebakkie en daar in die ou is hy nog daar in die woonbuurt in. Hey jou boer, wat soek daai boer daar agter? Ek sê tars. So kry jy vir hom. Willem van Wyk. Dis wat hoogmoed maak. Breek af daai boer. Breek af daai boer, want daai boer was hoogmoedig geweest. Dis wat Suid-Afrika se probleem is. Is die boerstorie. Hier is die verhouding tussen mekaar nie. Hier is die liefde nie, hier is niks van God nie. Dis hoekom Suid-Afrika, dis hoekom abortus en God in die skole en al hierdie drekdinge, want drekgore is hier ingevoer. Namibië begin dieselfde drekgore kom hier in. Die wêreld lyk dieselfde drekgore kom in ons lewens in, man. En niemand praat daaroor nie. Almal bly stil, want almal is te bang. Nee, man, rek jou mond. Rek jou mond. Wie ek dank die Here vir daai bamboebakkie. En ek dank die Here vir elkeen in daai lokasie en huis wat my so sleg gesê het. Toe sê hy, maak hom dood, man, die ding is te sleg. Wat soek hy hier? Moenie nog met hom hier rondry nie. Ek dank die Here, want daardie dag is hoogmoed in my lewe afgebreek. Prys die Here vir elke een wat afgebreek en sleg gesê het. Want toe besef ek, Here, U het vir my wonderlike planne. Moenie dat hoogmoed in jou lewe plek kry in die mense. God weerstaan die hoogmoedige, maar die nederige het God lief, man. Moenie dat hoogmoed, wees nederig in die Here wil. Wees nederig, want dis waar dinge gebeur. Moenie dat jy in 'n land beland, in 'n ander land waar jy moet gesterf, waar geliefdes moet sterf, waar jy geestelik so loop doodgaan, dat jy sê, ek is nou Mara, ek is nou bitter. Verstaan jy, God het vir my, God het teen my gedraai. God het nog nooit teen jou gedraai nie. Dis jy wat weggetrek het uit sy teenwoordigheid. Maar weet wat vir my die slegste van alles? Ek glo sy het seker maar op 'n manier goed bedoel, maar omdat sy nie in 'n verhouding met die Here is nie. Weet wat? Toe probeer sy haar 2 skoondogters. Probeer sy laat omdraai. Moabite. God gee 2 mense 'n kans in sy nuwe familie. God gee mense 'n kans om ook kind van die Here te word. En wie wat sê hierdie vrou? Draai om. Gaan terug na julle afgode toe. Kyk dit staan groot geskrywe daar. Die vrou van die Here, Tannie Marie.
Dis nou die vrou, dis die gesalfde van God. Draai om. Hierdie twee skoondogters van haar het iets beleef, tog miskien by die man, of by hulle skoonpa, of by die mans, want hierdie mense kom uit die beloofde land uit so, daar hang 'n geur rondom hulle, daar is miskien nog iets, waarna die sondaar, hierdie twee skoondogters, hulle verlang na hier's ietsie wat julle het, wat ons nie ken nie, want jy sê 'n afgod maak dood, maar God maak lewendig, man. So daar's iets van hulle verlang, en die gesalfde vrou van God sê, draai om na julle, want jy sien, daar by julle gaan dit beter as by my. Ek het niks om vir julle aan te bied. Dit staan daar. Ek het nie nog seuns nie. Ek het nie nog dit nie. Jy hoef niks te hê nie, want dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan niks oor jou. En sy wil twee kosbare siele laat omdraai, terug na sonde toe. Terugdraai. En sy soebat einde, wil julle nie terugdraai. En sy kom met oortuiging dat sy die een Orpa kan laat omdraai. Terug, wie daar's bloed aan so mense hande. Daar's bloed aan jou hande, omdat jy laat omdraai en terugstuur na sonde toe. Wie mense, hoeveel het God nie al op jou pad gebring? Hoeveel mense het God nie al op jou pad gestuur, wat jy 'n verantwoordelikheid voor het nie? En dan stuur jy hulle terug na sonde toe. Maar een vrou, dank God se genade, dankie vir die liefde van die Here, want iets het in Rut se lewe gebeur, en sy staan vas. En kyk wat sê sy hier, so mooi. Sy sê hier so, want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk, en u God is nou my God. Ja, mense, wie dit aan haar bekend gemaak? 'n verbitterde ou vrou? Nee, sy is te swartgallig. Sy is te negatief. Vir haar is dit net, God het kom steel en beroof. God het haar seer gemaak. Sy sien nie wat God besig is om in haar lewe te doen nie. Sy sien net die bitterheid van die lewe. Mense, is dit nie wat ons optel nie? Ons sien net die negatief van die lewe. Wie jy het jouself al so verduister met sluier op sluier, dat jy nie meer die positief sien wat God in jou lewe doen nie. Ons sien dit nie meer raak, ons sien net die bitterheid. En jy sien wat ek het, raak oor. Dis die verskriklikste. Jou ongelowigheid bring ongelowigheid in iemand anders se lewe. Want al wat hierdie arme ou vrou sien, daar by julle gaan dit beter, tussen die afgode, hierdie arme ding sien net materiële dinge. Daar's nog vir julle manne. Daar's miskien, ons hoor van haar, maar het jy al vir jouself 'n bietjie geluister? Hoeveel van ons bring nog God in ons huise? Hoeveel is nog wat ons kinders kan sê, ek maak my kind groot in die weë van die Here? Dis maklik om daai vrou skuld te gee, maar hoe lyk jou lewe? Kyk 'n bietjie in vandag se lewe. Alles gaan oor materiële dinge. My kind moet die beste, my kind moet net in 'n universiteit of wat se ding kom, hulle toekoms moet net, ons is so bevrees oor ons toekoms en wat ons het. Ons is so bevrees oor hierdie dinge, dat ons nie omgee oor die geestelike deel in ons lewe nie, mense. Dis gevaarlik waarmee ons besig is. En as daar nog iemand is wat wil draai na die Here toe, dan vat ons hulle eerder weg, gaan terug, want daar by my is niks nie. In Kanaan is niks nie. Jy sê, wat 'n aanklag, wat 'n vernedering in God se gesig, om te sê, in Kanaan is niks nie. In die teenwoordigheid van God is niks nie. Tussen die volk van God is niks nie. Mense, dis wat ons vir mense sê, by my God is niks nie.
Ja, man, en dan kom God en hy kom bewys hierdie arme, salige vrou verkeerd, man. En arme, salige manne, wie ook nog met hierdie goed besig is. As jy nie vir die Here, vir 'n mens iets kan voorstel oor my God nie, man, dan is jy gevrek in jou gees, man. Jy's dood, man. Want jy sien, dit wat ek het, wil ek oordra, en ek het 'n begeerte dat mense se lewens sal verander daardeur. Dis hoekom ons Woensdag by mekaar kom, sodat mense kan ontdek wie hierdie God is, man. Verstaan jy, dis ons begeerte. So, moenie kom vir my kom vertel, daar's niks by my God nie. Daar's lewe by God, man. By afgod is niks nie, daar's dood, man. Dis hoekom baie van ons geen vreugde en blydskap in ons lewe het nie. Want ons is besig met een of ander afgod in ons lewe. Maar daar's niks van God. Maar God gryp in. God change Rit se lewe en sy gedagtes. As dit van haar skomme afgehang het, was sy vandag in die hel. Want die ander een is hel toe. Sy is terug na haar afgode toe. Maar God gryp in, omdat hy Rit se hart sien. Weet jy wat vir my so mooi? Behalwe dat sy sê, die God gaan ook nou my God wees. En hier kom hulle in 'n land aan, terug in Kanaan. Hulle word nie vreeslik, as ons daar lees, hulle is nie goed verwelkom, is dit nie Naomi nie. Lees dit daar, is dit nie, wie, ek stap eendag, by 'n kerk in Ketenshoop waar ek tot bekering gekom het. Arme goed. O, Jesus, hierdie kerke raak nou pateties. En ek sê dit met alle eerbied. Regtig, kerke raak pateties. Want die gees van die Here is nie meer daar. Ons is besig met hierdie pragtige goedjies. Niks werd gemors. Pateties. Ek kom daar in daai kerke na, want jy sien, die dag toe ek tot bekering gekom het, die eerste een wat met tegemoet loop is 'n 7-dag Adventis. Maar ek het in die AGS het God my tot bekering gebring. God, nie mense. Nie, hulle is gesleg. Hulle is op hulle plek. En ek sê dit, man. Ek het 'n bek vol tande en ek sê hulle is gesleg gewees. Want hulle het vir hulle besig gehou met skinder en twak en al die gemors. Daarmee is hulle, man, hulle is 100%, jy kan vir hulle 10 uit 10 gee met sulke nonsens. En wat gebeur? 'n 7-dag Adventis probeer my onder hierdie ou wette en gemors weer terug te bring. Waar is die Pinkster? Waar is die wedergeborenes? Wie en my dinge loop so deur mekaar en ek is uit die kerk uit, want ek kan nie hierdie gemors luister nie. Ek weet mos wat God in my lewe kom doen. Om nou met wettiese drekgoede te staan, maar dis drekgode daai, man. Dis drekgode. Ek is uit onder wettiese gemors, want die goed maak dood. Die woord van die Here sê die wet maak dood. So ek hou nie met doodsgoed op, maar ek sien 'n begrafplaas tot bekering gekom het. Amen. Magtig, man. Wie ons is so sag om ore te streel. Ons is te sag, man. As jy dag hier staan, lang, dan rek jy jou weg. Regtig, ek sê nou vir jou, maak oop jou mond, man. Praat oor God, praat oor sy geregtigheid. Praat wat die Here sê jy moet sê, man. Mense, ons moet werklik, dit verander lewens, man. Dit verander harte, man. Wie en ek stap na, ek dink op 'n dag toe ek, joh, Here, ek het so hierdie samekomste, ek verlang so daarna. Kom ek gaan kyk maar weer of daar iets verander het in die doodshuis. In die lykshuis. En wie ek toe daar instap, ons het geweet, jy sal terugkom kyk. Ek sê, terugkom kyk, lykshuis toe, sorry. Nee, julle vrot nou al so, as ek die deur in jou stand kry, hoe lyk dit die binnekant? Wat 'n teleurstelling. Dis wat ou Rit tegemoet kom. Sondaar, rou sondaar uit Moab. En sy kom ontmoet Kanaan se mense.
Jo, Tannie Marie, is dit dan nie God se volk nie? Is ons dan nie God se volk nie? Wat kom ontmoet mense as hulle hier kom instap? Ontmoet hulle die liefde van die Here? Ek moet nogal sê, en ek dank die Here in ons gemeente, is die liefde van die Here. Amen. En nie oor my, God se Gees. Want jy sien, ons geniet die Here. So dis hoekom ek sê, kom ons bly so nederig voor die Here, dat ons kan sien. Hier gaan Moab, hier gaan Ritte kom instap. Hier gaan sondaars kom instap. Wat help dit ons sit net met ou Christene? Daar kom niks niets by nie. Jo, leksynsbedryf. Wie wat? Naomi sê, ek is leeg hier weg. Ek kan dan ek het niks. Ek is leeg hier weg. Ek sluit af. Ek is leeg hier weg. Kyk hoe verkeerd bewys God daar. Hy sê eintlik, Naomi, wat van Rut? Is jy leeg hier weg? Wat van Rut? Wat is Rut? Is sy nou maar net 'n skoondogter? Jy is nie leeg hier weg en jy kom leeg terug nie. Jy kom met 'n siel terug. Dis nie leeg nie. En weet wat? Wat sê dit nog daar laaste stukkie? En hulle gaan stap. Hierdie ou swartgallige vrou wat niks positief sien nie. Mense soek dink ek haar vrouens. Maar ons praat mens nou oor dit. En God bewys vir Naomi verkeerd. Hoor jy, change jou hart van die ou bitter en 'n ou selfbejammerde ou vrou. Man. Hy sê in hulle gestap, kom ek lees daai stuk. Hulle stap, daar in die heel laaste teks, 22 sê, en hulle stap in die begin van die gars oes, stap hulle. Hey, wat beteken dit? In die guns van die Here. Halleluja. As ons net gaan stil raak het, Naomi, as jy net stil geraak het, en nie getrek het nie, sou jy gesien het, dat God het jou net deur 'n seisoen gevat. Mense, sonder seisoene kan ons nie bestaan nie. Ons moet hierdie seisoene, dis so belangrik seisoene, verstaan jy? God het my net deur 'n seisoen gevat. Hy het nie sy oë weggevat van my af. Hy is nog altyd by my. Hy is nog altyd saam met my. Anderster kan Joshua 1 vers 7 of 9 mos nie waar wees. Joshua het ek nie vir jou gesê, waar jy ook al gaan, sal ek by jou wees. Is dit net vir Joshua? Nee, dit is vir elkeen van ons. As daar 'n seisoen in jou lewe kom, sê dankie Here. Ek verstaan nie. Die hongersnood wat ek voel in my lewe, wat ek ervaar in my gees, maak dat ons, hoe sê hulle, die winter, dan gaan die penwortel dieper. Want nou soek hy is nie bo nie, die boonste blare is nou so 'n bietjie gebreek. Ons gaan nou dieper, dieper. Mense, ek bid en ek smeek by God, dat ons gemeente sal dieper, dieper by die Here land. Dieper by die Here. Elkeen wat vanmôre dieper by die Here. Ja? Ons het dit nodig om dieper by die Here in te gaan. Miskien voel dit vir jou vanmôre anders. Miskien voel dit vir jou vanmôre, ek het 'n geestelike doodsheid en 'n droogte hier binne my. Ek is geestelik honger. Ek weet nie waarheen om wat te maak. Ek weet nie. Ek ook nie. Ek kan nie meer raad gee. Die enigste raad wat ek vir jou kan gee is, gaan op jou knieë voor God. Moet net nie vlug nie. Moet net nie jou siel probeer versadig by wêreldse drekgode nie. Net by God kan jou siel versadig word. Hoor julle mense? Net by God kan jou siel versadig word.
Moet dit nie gaan soek nie. Moenie dink jy gaan leeg terugkom. Jy gaan nie leeg terugkom buite hierdie seisoen. As die seisoen verby is, dan gaan stap jy in die guns van die Here. Die garstyd man, die oestyd. Dan gaan stap jy binne in hierdie oestyd in man. Dis guns man. Geestelik man, sê tog amen. Laat ek klip ek lieg. Dit smaak of ek sal lieg vir julle. Ja, halleluja. Ek lieg man, dis waar. Na daai donkiekar ry, daai agter op 'n Toyota bakkie, toe weet ek wat is nederigheid. Toe sê ek prys die Here. Here, nou weet ek is weer op die grond. Halleluja. Die daai vernedering, dis ek wat dit oor myself gebring het. God is besig, hy bring dinge. Ons bring dit self oor ons partykeer, maar partykeer bring die Here self 'n ding oor jou, omdat hy jou nederig maak man. Weet wat is 'n nederige mens? Is 'n afhanklike mens, Want jy weet, ek is niks nie, God is alles. Halleluja. En as jy uit hierdie seisoen stap, halleluja, broer. Verstaan jy, iemand halleluja. Sê dan amen op vir pastoor. Amen. Verstaan jy man, dis so lekker om te weet, as jy uit die woestyn uitstap, jy stap nie leeg uit nie man. Nooit. Daar's iets wat jy saamvat, 'n les wat jy geleer het, wat jy so nodig kry op jou pad vorentoe. Amen. Kom ons sluit ons. Here, daar's niemand soos U nie. Niemand in hierdie lewe kan met U vergelyk word nie. U guns in ons lewe. O, halleluja, dankie Here. Ja, die kindertjies sal dit uitroep, Here. Amen. Kinders en klippers sal dit uitroep. Dankie Here. Dankie my God. Dat ons vanmôre kan besef, ons moet in geloof wandel, Here. Ons moet by U bly, my God. Sodat as mens by ons kom raad vra, Here, dat is vir hulle die regte raad kan gee. Ek dink is daar in 1 Konings 5, wat praat van die ou dogtertjie. Here, daar die ou dogtertjie wat hierdie groot gevegskryger, hierdie vegter, hierdie hoofman oor die duisende, ou klein dogtertjie wat by hom kom staan en sê, meneer, in my land is daar iemand wat vir u kan help van hierdie melaatsheid. Nie, ou klein dogtertjie, wat niks is, nie is raak gesien wat die bediende in die huis is. In my land weet ek van iemand wat vir u kan help. Tot vandag toe, ons weet van iemand wat kan help. En sy naam is Jesus. Dat ons dit nooit vergeet nie, Here. Nooit vergeet, my God. Jesus is die antwoord. Amen. Here, ons stap nie leeg uit, waar u met ons gestoei het, soos ou Jakob. Dan stap hy ook net met die heupbeen wat geknak is. Maar hy sal dit altyd onthou. En die elke woestyn ervaring wat ons deurgaan, ons onthou dit. Ons weet daarvan. Dis soos 'n tatoeëermerk op ons vel. Ons weet van hom, en dis soos elke keer kom daai ding op en dan besef ons, Here, het ons die deur gehelp. Het ons die deur gevat. Here, dis hoekom ek vandag met klomp storieetjies kan, want ek weet hoe u my gelei. En ek weet, elke van ons sit hier, Here, ook met elkeen met 'n kosbare getuienis, hoe u vir ons gevat het tot hierso. Ons hou vas nie weer in hierdie wêreld, ons sien die dinge wat nou aan die gebeur is, Here. Ons sien dat die tyd uitloop, hiergas is besig om uit te loop, my God. Wat kan hierdie wêreld vir ons bied, Here? Niks nie. Maar u kan vir ons alles gee. Ons oes is gereed. Die guns van die Here is op ons. Die guns van die Here rus op ons, as gesalfdes van God. En daarom prys ek u naam vanmôre, in Jesus wonderlike naam. Amen. Kom ons kom vorentoe en ons sing lekker saam, of kom ons gee so 'n bietjie kans, ons is so hastig hier.
Is daar iemand wat 'n getuienis sê dat die Here iets gedoen het in die week? Dis altyd wonderlik, jou getuienis is my altyd so kosbaar. Nou net nou 'n ou ding wat jy nou 10 jaar terug tot bekering gekom het. Dan is iets vars, die Here gooi my dan so 'n bietjie vars brood. Jy kan hier by my kom staan. Nee. Of jy kan maar daar ook staan, maak nie Ik saak. wil nie die mense wat dat nog wil eet voor hulle my sien. Ek wil net sê baie dankie vir almal die familie wat gebid het vir my pa en gehelp het fisies met my pa by die hospitaal goed. Ek kan nie genoeg dankie sê. Amen. Dis die Here baie dankbaar vir almal. Wat 'n pad gedoen het, wat hy hier gedoen het, is te veel vir my om aan te doen. Amen. So wat jy sê, ek kan vir Nicolet vertrou. Sign of approval. Ek wil net sê die byeenkomste wat ons het is uit Vader se harte. As ons nie by die byeenkomste is nie, word ons honger en ons kry dors. Amper 2 maande wat ek weg was, het ek hierdie byeenkomste verskriklik gemis. En ek wil net vir julle sê, dis soos Paulus gesê het, ek smag om deur julle gevoed te word. Amen. Nou ja, toe ek nou daar agter sit en so na pastoor se preek luister, kom daar so 'n liedjie in my kop op. En ons sing dit baie. In my wandel en al my weë. Nou, pragtig. Dink julle ken hom saam met my net. Maar okay, toe het ek nou 2 gedagtes in my kop gekry. Soos wat pastoor nou deur na hom se lewe gegaan het en wat sy ervaar het en al die dinge. Toe kry ek nou die heel eerste gedagte is, ons moet nie twyfel nie. Ons moet nie laat twyfel plek vind in ons harte nie. En dit sê ek nou vir 'n sekere persoon wat hier sit vanmôre. Jy weet nie wie jy is nie. Dan die tweede ene, gaan oor ons talente. Elkeen van ons het talent. En wat maak ons dan mee? Sit ons dit onder 'n emmer, of gaan ons straat toe en ons deel dit met ander. So, al wat ek vir julle wil sê is, ons moet nie laat twyfel onder die vel inkruip nie. As jy voel, jy moet vir iemand iets gaan sê, doen dit. Moet nie bang wees. Want as ek hier sou staan, ek sal vir julle sê, bewe dit nie binne my neer, sodat dit nie kan. Julle het al allemaal 'n geraamte gesien, en Esther Koos, ek kan net die ou van onthou, het hy die liedjie gesing van Spooke, waar hy nou so gesing het dat hierdie geraamte so staan en tik. Ja, as my nou nie vleis omgehad het, het ek ook so getik. So, maar aan die ander kant wil ek sê, ons moet elke dag uitgaan en ons talente gaan uitleef. Praat met mense, bid vir hulle, al die lekker dinge. So, pastoor is al wat ek kan sê vanmôre. Amen. Daar sê, nou kom ons kom vorentoe. Jy moet mooi sing, hoor. Halleluja.
Amen. Halleluja. Ek het nou sommer by die pastoor gegaan, aangesien dit my verjaarsdag was, net om te vra om een woordjie te sing saam met die kerk as halleluja. Kan ons so op ons voete staan asseblief? Ek gaan hom so 2 keer sing, dan gaan julle almal net involg. Is ons saam? Amen. Alles is so wunderbar, alles is so wunderbar. Die Sonne, die Sterne, die Manne daarboven, alles is so wunderbar. Alles is so wunderbar, alles is so wunderbar. Die Sonne, die Manne, die Sterne daarboven, alles is so wunderbar. Alles is so wunderbar. Alles is so wunderbar. Die Manne, die Sterne daarboven, alles is so wunderbar. Alles is so wunderbar. Alles is so wunderbar. Die Manne, die Sterne daarboven, alles is so wunderbar. Kom eens klaar, Pidgey. Alles is so wunderbar. Alles is so wunderbar. Die Sonne, die Manne, die Sterne daarboven, alles is so wunderbar. Alles is so wunderbar. Alles is so wunderbar. Die Sonne, die Manne, die Sterne daarboven, alles is so wunderbar. Kom ons maak ons net 'n bietjie los. Net 'n bietjie los. Halleluja, halleluja. Ons is 'n bietjie te styf. Kom ons gaan maar weer. Kom ons probeer weer. Alles is so wunderbar. Alles is so wunderbar. Die Sonne, die Manne, die Sterne daarboven, alles is so wunderbar. Alles is so wunderbar. Alles is so wunderbar. Die Sonne, die Manne, die Sterne daarboven, alles is so wunderbar. Alles is so wunderbar. Alles is so wunderbar. Die Sonne, die Manne, die Sterne daarboven, alles is so wunderbar. Halleluja. Baie dankie, pastoor. Halleluja. En my wandeling al my weer, sal ek U loof en prys. Want ek is U kind, ja, koning se kind. Net in U sal ek bly, en U woord ook in my, dan sal ek vra en wat ek wou, en dit verkry. En my wandeling en al my weer, sal ek U loof en prys. Want ek is U kind, ja, koning se kind. Net in U sal ek bly, en U woord ook in my, dan sal ek vra en wat ek wou, en dit verkry. En my wandeling en al my weer, sal ek U loof en prys. Want ek is U kind, ja, koning se kind. Net in U sal ek bly, en U woord ook in my, dan sal ek vra en wat ek wou, en dit verkry. Julle kan nou weer sing, kom ons spreek net die seën uit. Kom ons staan so. Vader, mag nou gaan in hierdie vrede en hierdie liefde van U, my God. Here, mag ons altyd weet dat U is daar vir ons. Here, ons kan dit opkyk en ons kan weet in ons harte dat U sien ons raak, my God. Dankie Here dat ons in geloof kan vertrou en kan weet dat dit wat ons nodig het, Here,
sal U voorsien. En dankie o Heilige Gees dat U besig is om ons te vernuwe in ons binnekant. En daarom eer ons U in Jesus wonderlike naam. Amen. Amen. Daar's lekker koffie daar agter. Kan ek net vra die vroue wat gister by my kom tee drink het, so hulle net